Ek is so bly Jacques is terug. As jy nie geweet het nie, Jacques het onlangs 'n kind gekry. Baie geluk. Ja. Klein David is regtig cute. Hy was Vrydag hier. Klein champ, hy het meer hare as my kinders. Is crazy. Dis vandag Palm Sondag, as jy nie geweet het nie. Palm Sondag is 'n spesiale dag in die Christen kalender. Nou ons volg nie noodwendig 'n spesifieke kalender of ons hoef nie hierdie te doen nie, maar ons het gedink dit sal goed wees om Palm Sondag vandag saam te vier en om die fokus op hierdie dag te plaas. En ek gaan vir jou lekker konteks gee oor waar vandag gaan. Maar in kort, dis die dag wat Jesus besluit het om in Jerusalem in te ry en om te verkondig, hy is hier as die koning van die Jode. Hy is hier om redding te bring. Nou, die ding is, ek sê vir die span, is 'n moeilike ding om oor te preek, want daar is soveel elemente wat bymekaar kom op Palm Sondag. Daar's soveel woorde, daar's soveel profeseë, soveel uitsprake wat gemaak word, soveel stellings wat gemaak word op hierdie dag, wat bymekaar kom op hierdie een dag, dat dit eintlik nog moeilik is om deur alles te werk. So, ek hoop ek kan vir jou vandag 'n bietjie konteks gee, en ek hoop ek kan vandag fasiliteer dat die Here met jou kom werk, en dat hy iets in jou hart kom aanspreek, dat die Heilige Gees in jou sal kom bedien. En ultimately my hoop vir vandag is dat Christus sy plek sal kom neem in die middelpunt van ons harte weer. Dat hy dalk jou fokus net weer gerig sal word op die feit dat hy is alles en alles gaan oor hom en alles gaan om hom. So ek wil jou vra om vir my oop te maak by Matteus 21. Ons gaan daar wegspring en die storie lees van Jesus wat instap. Klein bietjie konteks terwyl jy by Matteus 21 uitkom. Ons gaan in vers 6 wees. So wat gebeur is, Jesus is op die Olyfberg, hy kom van een dorp af na Jerusalem toe, en die Olyfberg was hierdie koppie gewees, wat as jy by die Jerusalem se hoofuitgang uitgaan, is die Olyfberg so voor jou. So hier is die Olyfberg, al so pad wat so mooi afkom, tot by die hoofhek van Jerusalem, en Jesus begin hier afgestap kom, en die vreemde ding is, hy kom op 'n donkie. Vreemdste storie. Hy stuur sy manne vooruit, hy sê, kry vir my daar in die stad gaan julle 'n donkie kry wat vasgebind is, bring hom vir my, ek het nood vir hom, of ek het gebruik vir hom, en as jy hom gebring het, dan gaan ons van daar af. En die storie tel daarop, van vers 6 af wat hy sê. The disciples went and did as Jesus had directed them. Ek lees uit die English Standard Version uit vandag, jou Bybel is 100% fire as jy op hom uit wil lees. The disciples went and did as Jesus had directed them. Vers 7, they brought the donkey and the cart and put on them their cloaks. And he sat on them. Most of the crowd, nou kom ons pos gou daar. Dit is belangrik om te weet dat op hierdie stadium in Jerusalem is daar 'n groot magdom mense wat bymekaar gekom het. Hulle het bymekaar gekom vir wat ons noem die Paasfees. Die Paasfees van die Jode is wanneer almal bymekaar gekom het om hierdie oomblik te kom vier wat die Here die Israeliete uit die land van Egipte uit gered het. Onthou julle met Moses die 10 pla en ons al hierdie dinge wat gebeur, en dan die volgende oomblik kom Moses en hy fasiliteer hierdie Exodus van Egipte uit, waar God sy mense kom red op verskeie maniere. En die laaste wonder, as jy reg onthou, is dit die bloed van die lam wat op die deurkusyn geverf moet word as 'n teken vir die engel van die dood om verby die huis te beweeg, om nie hierdie huis te straf nie. Hierdie is 'n huis onder die heerskappy van God. Ekskuus, hierdie mikrofoon van my sukkel nou weer vandag. Hy het laasweek met Cornel ook gesukkel. Gaan hom nou reg kry. Hy gaan, there we go. So dit is die fees wat tans gevier word. Daar's al hierdie duisende Jode. Hulle sê die stad van Jerusalem se aantal mense in die stad sou verdubbel het oor hierdie week, wat al die Jode uit die hele wêreld kom vir hierdie pilgrimage na Jerusalem toe. So dis die skare wat hiervan gepraat word. Vers 9. The crowds that went before him and followed him were shouting, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And then when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, Who is this? Nou, ons gee nie regtig titels vir ons preke nie, maar as ek 'n titel vir hierdie preek kon gee, sou ek dit noem The Tragedy of Missed Expectations. The Tragedy of Missed Expectations. Want dis wat gebeur. Hier is so verwagting wat begin geskep word in die mense. Hulle plaas hierdie verwagting op Jesus. Klomp dinge eintlik. En wat hy gekom het om te doen is eintlik heeltemal anders as wat hulle in gedagte gehad het. Ek vra altyd die vraag, wat het gemaak het hierdie mense wat op Sondag skree Hosanna in die hoogste, dat hulle op Vrydag sal skree kruisig hom? Iets het intussen gebeur. Dis waaroor ek met jou wil praat vandag. Nou, ek wil gou 3 dinge highlight van wat hierdie mense sê oor Jesus.
Nou, dis fascinating as jy gaan kyk na wat hulle daar sing. Daai wat ons ken as Hosanna in die hoogste, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Daai gedeeltetjie is eintlik uit Psalm 118 uit. As jy Psalm 118 gaan lees, jy is welkom so intoe te blaai gehou. Dan sê dit die volgende in vers 25, Psalm 118 vers 25. Save us, we pray, O Lord. Nou net gou daar, die woord Hosanna, is twee woorde bymekaar, Hosiana, red ons nou. Dis wat dit beteken. Red ons nou, Here. Dis 'n dringende uitroep vir die Here om in te gryp in 'n situasie. Hoor jy die Exodus taal hierso? Hoor jy hoe die spanning van die Exodus op die mense se harte is? Red ons nou. Vers 25. Save us, we pray, O Lord. O Lord, we pray, give us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. Nou, hier is wat die verwagting wat die mense op Jesus plaas. Daar's hierdie koneksie tussen die Jode in Jesus se tyd en die Jode in Moses se tyd. Toe Moses daar was, is die Israeliete onder die heerskappy van Egipte en van Farao, in slawerny, harde arbeid, moeilike lewe, min geld, min finansies, min hulpbronne. Kyk na die Jode in Jesus se tyd en is nie soveel anders nie. Die land is nog steeds nie hulle land nie. Rome het ingekom. Die mag van Rome het ingekom, uit hulle harde arbeiders gemaak. Hulle is slawe gewees onder die belasting wat op hulle gesit word. Met Moses was daar ouderlinge van Israel, maar hulle het nie regtig vryheid gehad nie. Alles wat die ouderlinge vir die nasie wil doen, moet hulle verby die Farao hardloop. En hy moet dit sanksie, as dit kan stel. In Jesus se tyd selfde ding. Daar is die hoofpriesters en die Sadduseërs en die Israelitiese leierskap. Maar alles wat hulle doen is onder die vaandel van Rome. Geen vryheid nie, geen manier om hulle eie toekoms te bepaal nie. Hulle hardloop maar eintlik net in lyn met Rome en Rome call die shots. Hulle is die baas. sien jy die koneksies? Nie net dit nie, as jy Psalm 118, hierdie spesifieke liedjie wat hulle sing, is 'n baie spesiale liedjie in die Joodse geloof. Tot vandag toe nog is daar sektes wat in hierdie tyd in oploop tot die Paasfees die Hallel sing, wat kom uit Psalm 118, wat hulle sê, kom red ons o Here, kom terug, kom red ons, stuur u Messias om ons te kom red uit die verdrukking wat ons beleef. Nie net dit nie, maar as jy 'n Jood was, elke Vrydag het jy die Pasgamaal saam met jou huishouding gevier, jy het bymekaar gekom, jy het die storie van die Exodus van Moses en die Israeliete wat uit Egipte uit kom vertel hoe God julle gered het, en dan het jy die Hallel gesing as 'n teken van dit wat God gedoen het, Here kom doen dit weer. Dis die verwagting. So al hierdie Jode kom bymekaar op die Paasfees om te vier hoe God hulle uit Egipte uit gered het. En hier sing hulle hierdie messiaanse liedjie, wat gaan oor die Messias, wat gaan oor die een wat geseënd is, die een wat sal kom in die naam van die Here, die een wat ons sal red. En hulle rig hierdie op Jesus. Hier kom hy. Hy is ons Messias. Dis die verwagting wat op Jesus geplaas word. Nou hier is die vraag wat ek vir jou het. Wat is dit wat hulle van redding nodig gehad het op daai stadium? Dink aan, hulle het Moses in hulle agterkop. Hulle het verdrukking in hulle agterkop. Hulle het hierdie tema van slawerny wat op hulle harte is. 10 teen 1, as hulle om die braai gestaan het hulle nie gepraat oor die Iran-oorlog nie, hulle het gepraat oor die Romeinse mag wat op hulle neerdruk en die prys van die tolhekke. Nie die prys van petrol nie, maar die prys van tolhekke. Dit was die huidige probleem gewees. Hulle 10 teen 1 vir mekaar gesê, man, as Moses nou net weer kon kom nou, hè? Imagine, die Messias kom. Nie net dit nie, maar die Ou Testament eindig so 'n bietjie op, die Engels sê cliffhanger. Hy eindig so 'n bietjie op 'n punt waar dit nog nie klaar nie. In die begin sê God, ek sal iemand stuur. Ek sal iemand stuur om te deel met die sonde wat in julle hart is. En elke karakter wat ons lees, behoort ons te vra, is dit hy? As jy wonder waaroor ek praat, is in Genesis 3, net na die sondeval, is die Vader en Adam en Eva en die slang in die tuin saam. En die Here sê vir hulle, ek sal iemand stuur, en hy gaan op die kop van die slang kom trap. Die effek van die sonde sal beëindig word, en soos wat hy dit doen, sal die slang omdraai en hom op die hakskeen byt. Dis hierdie profesie wat gemaak word, dat uit die nageslag van Eva, uit die nageslag van Adam, sal iemand kom. En dan begin jy lees, en jy lees oor elke persoon, jy lees oor Noag, en jy vra, is dit hy? En jy lees oor die priesters, en jy vra, is dit hulle? En jy lees oor Samson, is dit hy? Jy lees oor Samuel en Dawid en Saul en Salomo en al die mense, en jy vra, is dit hy?
En dan eindig die Ou Testament met die mense van God in ballingskap en hulle is nie in die land wat die Here vir hulle beloof het nie en daai ou het nog nie gekom nie. Die slang is nog alive and well. Die slangtrapper het nog nie gekom nie. En dis waar die storie eindig. En dan begin jy die Nuwe Testament lees. Jy begin in die boek van Matteus. En Matteus begin met hierdie baie lang geslagregister. Ek onthou laas jaar die Discovery manne, ons het so 7 ouens wat ons opgereis het om leiers te wees hierdie jaar. Kan ons net celebrate? Ons het omtrent 60 jong mense wat in 'n disipelskap proses is. Ek dink dis incredible hierdie jaar. 60 jong mense wat gesê het ek wil groei. Incredible. Laas jaar 6. So help my, hoeveel persent groei is dit? Baie. Van 6 na 60. Ons sit met 6 jong mans en ons sê ons wil mekaar aanspreeklik hou vir hoe ons met die woord engage. So wat ons doen is ons gaan saam deur 'n boek van die Bybel werk. En elke dag vir mekaar stuur wat het ek geleer uit hierdie uit. En elke week kom ons terug en ons sê, "Wel, hier's wat ek geleer het hierdie week uit Matteus uit." En ons spring in Matteus 1. Hierdie die seun van hierdie, die seun van hierdie, die seun van hierdie, die seun van hierdie. En wat my wegblaas is hoe die manne kom sonder dat ek 'n woord sê. En hulle kom bring openbaring, bo op openbaring van wie Jesus is. En die aangaan van die storie van die Ou Testament. Want dis die stelling wat gemaak word. Die storie is nog nie klaar nie. Maar hier's hy. Kan dit hy wees? Hier's Jesus wat die stam aanhou om te bring. Hy vervolg dit wat gekom het. Is dit hy? Is dit hy? Dis die vraag. En hier staan hierdie mense by die poorte van Jerusalem met Jesus wat van die Olyfberg afkom en sê, dis hy. Wat 'n stelling, hè? Kan jy jouself dit verbeel dat 'n hele stad staan by die ingang van die stad en hier kom 'n persoon en sê, jy is ons redder, jy is ons Messias, ons wag al duisende jare vir jou. Dis die verwagting wat op hulle geplaas word nou, om het duidelik te sê, hulle soek 'n politieke en 'n militêre leier. Hulle soek iemand wat die volk of die mag van Rome sal kom omvergooi en sy eie koninkryk kom plant hier. Hulle soek iemand wat die mag kom wegvat, wat hulle vrymaak van dit en sy eie koninkryk kom plant. Hulle soek hulle koning. En hier kom Jesus en hy doen 'n paar interessante goed. Eerstens, hy kom op 'n donkie. Ek wonder of die Romeinse wagte op die mure gestaan het en hulle so half, jy. You and whose army? Ek wonder of hulle gedink het, wag, dalk is hierdie soos 'n diversion. Dalk kom die weermag. Dalk is hierdie net soos om ons aandag af te trek. Dalk is hierdie net 'n groot baai wat die Jode en eintlik kom die groot magte nou oor die heuwel en hulle gaan ons nou kom oor. Ek wonder of hulle reg gestaan het. Ek wonder of hulle reg was vir die uprising, die rebellie. Ek weet nie. Dalk is dit wat die mense gedink het. Dalk het hulle gedink Jesus het in sy tyd wat hy so stil was en agter die skerms beweeg het, is hy besig om 'n weermag bymekaar te maak en nee, hier kom hy op 'n donkie aan. Fascinerend. Daar's 'n paar dinge van daai dag wat dit spesiaal maak. Die donkie is een van hulle, gaan nou 'n bietjie meer in dit induik. Maar daar's 3 dinge wat ons moet weet van dis amper, ek wil amper sê dat dit gebeur het op daai dag, daai spesifieke dag, is eintlik ongelooflik. Die dag is die maand van Nisan, nie Nisan Nevara nie, is 'n Joodse maand gewees. Die maand van Nisan, dag 10. As jy in die wet van Moses inklim, dan sê dit op dag 10 van die maand van Nisan moet die volk uitgaan en die lam gaan kies. Elke huishouding moet die lam, die dier gaan kies wat jy gaan slag op die Paasfees. Jy moet die dier gaan kies wat jou sonde sal dra en wat jy sal straf in plaas van jou huishouding. En hier kom Jesus ingery op Nisan dag 10. As 'n stelling, hier is ek, die lam van God. Onthou julle die woorde van Johannes die Doper toe hy Jesus sien aankom by die Jordaanrivier? Daar is hy. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. En Jesus kies daai dag om in te kom. As 'n stelling om te sê, hier is die lam van God. Die tweede ding is die liedjie wat hulle sing, Psalm 118. Hulle sing 'n klein gedeelte van hom. Hulle sing vers 25 en 26. As jy die konteks van die groter Psalm gaan lees, kan jy sien, hierdie praat oor 'n Messias wat sal kom, wat nie aanvaar sal word nie. Dit praat oor 'n Messias wat sal kom en op 'n manier hierdie bevryding bring wat nie sin maak vir die mense nie. 2 voorbeelde, kyk gou-gou in Psalm 118, jy kan saam met my soontoe blaai. In vers 17 sê die volgende: I shall not die, but I shall live. Nou, ek het in my Bybel, toe ek daai lees, ek het 3 tekentjies. Daar's 'n kruis, daar's 'n graf en 'n wolkie. Want lees gou hierdie uit die staanspoor van Christus wat hierdie sê.
Imagine Christus is die een wat hierdie Psalm lees. Imagine elke Vrydag aand as Jesus saam met sy gesin die Pasga maaltyd gevier het en hulle sing die Hallel, hulle sing Psalm 118 en Jesus sit daar en hy sing, I shall not die, I shall live. I shall recount of the deeds of the Lord. The Lord has disciplined me severely, but He has not given me over to death. Incredible as jy hierdie begin lees uit die staanspoor van is 'n profetiese woord oor die Messias wat sal kom. Ek sal nie doodgaan nie, ek sal lewe. En hier kom bewys hy dit. Kyk vers 27 dieselfde. Dit sê the Lord is God and has made His light to shine upon us. Luister nou, bind the festal sacrifice with cords up to the horns of the altar. Dit praat van die lam wat gekies is. Bind hom nou vas en bring daai lam wat jy sal slag na die altaar toe. En soos wat die mense vers 25 en 26 sing, is Jesus besig om vers 28 te doen. Hy is besig om die lam van God tot die altaar te lei, tot die plek waar hy tot sterwe sal kom vir die sonde van die mensdom. Ongelooflik, ek het jou gesê, daar's soveel elemente wat bymekaar kom. En derdens, as ek kan terugkom na die donkie, want dit is eintlik 'n ongelooflike profetiese uitspraak. En Jesus is baie bewus van al hierdie, ek wil net dit vir jou sê. Net voordat hy die manne stuur om die donkie te gaan haal, sê hy vir hulle, gaan haal, daar's 'n donkie daar. Hierdie moet gedoen word, sodat dit wat die profeet gesê het, sal waar word. Nou, die profeet, hy praat van die profeet Sagaria daarso. Want laas jy 'n bietjie uit Sagaria gelees. Ongelooflike boek. Jy kan saam met my gaan na Sagaria 9. Sagaria 9 vers 9, dit sê die volgende. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on the colt, a foal of a donkey. Dis hierdie profesie wat uitgespreek word en Jesus weet hierdie. En onthou, Jesus was goed verken met die skrif gewees. Hy was 'n rabbi gewees. Nie net dit nie, ek bedoel hy is die een wat hierdie geïnspireer het, nê. Voor hy die Engels is die incarnation of Christ. Voor hy sy wese in 'n menslike liggaam in 'n embrio in 'n baba gesit het en gebore word as 'n mens. Is hy saam met die Vader in die heelal en hulle beweeg in die wêreld rond en praat met die profete en die profete kom na die mense toe en bring hierdie woord van God vir die mense. En Christus saam met die Vader en die Gees inspireer hierdie woorde en sê vir Sagaria, gaan sê vir die mense, wanneer die koning kom, gaan hy nie kom met mag en 'n oorlog nie. Die koning gaan kom en hy gaan humble wees. Hy gaan kom nie op 'n perd en met 'n weermag, hy gaan kom op 'n donkie. Nie net dit nie, maar Jesus weet hierdie. Hy het hierdie in sy agterkop terwyl hy vir hulle sê, maar ook hy het vers 11 in sy kop. Kyk wat sê vers 11. As for you, because of the blood of my covenant with you, I will set your prisoners free from the waterless pit. As gevolg van die bloed van die verbond met jou, sal ek jou vrymaak. Nou daai is 'n verskriklike groot term, nê, die bloed van die verbond. Klink ek wil so of ou AGS begin preek. Bloed van die verbond, broers en susters. Nê? Ek weet nie hoe jou arms moet so maak. Bloed van die verbond. Dis nie iets wat ons elke dag teekom nie, dis nie iets wat ons gereeld oor praat nie. Maar ek dink jou verstaan van die bloed, jou verstaan van die implikasies van die verbond wat God gesluit het met sy mense en wat hy bloed gebruik het as die teken daarvan is so krities om die paastyd te verstaan, om te verstaan wat Jesus se agenda was. Die mense het sekere agendas gehad vir hom, sekere planne gehad en sekere verwagtinge gehad. Ek dink Sagaria 9 vers 11 kom wys vir ons die eintlike agenda van Jesus, toe hy as die lam van God ingestap kom in die stad van God. Nou as ons gou kan praat oor die bloed van die verbond, ons 3 geleenthede wat jy moet van weet. Eerstens, dis ingestel in Eksodus 24. Eksodus 24 is Moses saam met die Here gee vir hom die wette, en Jesus bring daai wette na die mense toe. Hy lees dit vir die mense, en die mense het 'n groot ja en amen in hulle hart. Hulle sê ja. Hierdie wette wat jy nou vir ons gee, ons sal dit nakom. Ons sal dit doen. Ons sê ja, ons aanvaar hierdie wette. Dan doen Moses 'n baie vreemde ding. Hy kry 'n dier, hy kry 'n bok en hy slag die bok. Hy vang al die bloed van die bok op en dan doen hy 'n baie vreemde ding. Ek is 'n prentjiebrein. Hy vat die bloed en hy besprinkel dit so oor die mense. Nou, imagine jy's in die crowd en hy begin dit doen. Dis vreemd, nee. En dan gaan hy en hy vat dieselfde emmer bloed
Helfte het hy op die mense uitgestrooi en die ander helfte begin hy op die die altaar strooi. Wat doen hy? Hy sê, hier is 'n bewys dat iets dood gegaan het. Bloed in daai tyd was die lewe van 'n dier, die lewe van 'n mens was in die bloed. Hoe het hulle dit geweet? Hulle het nie ons medisyne gehad nie. Maar hulle het geweet dat as ek myself oopsny en ek laat daai rooi goed lank genoeg uitloop, dan lewe ek nie meer nie. Nee? Dis hoe biologie vir hulle gewerk het. Hulle het ook geweet dat as ek hier diep genoeg sny en ek maak daai goeders toe en ek stop die toevoer van die rooi goed na my hand toe, gaan my hand dood. So die lewe is in die bloed. So wanneer hulle iets geslag het hulle 'n verklaring gemaak om te sê hier het iets dood gegaan. Lewe het gestop hier. So wanneer hy hierdie bloed besprinkel op die mense, sê hy hierdie dood het gebeur. Julle sien die bloed. Iets het dood gegaan namens jou. Dis nie jou bloed nie. Jy kan die bloed sien. So jy's lewendig en iets is dood. En dan gaan hy na die troon van die Here toe en hy sprinkel dieselfde bloed en hy sê Vader, iets het dood gegaan. Namens die mense het iets sy lewe gegee. Iets het ophou leef. Dis waar dit ingestel is. Hy gaan verder by die Paasfees. As jy dink dis eintlik voor die Eksodus 24 is daar hierdie oomblik waar Moses vir die mense sê gaan kry 'n lam, slag hom, vat die bloed en verf die bloed oor jou deurkusyn. En wanneer die engel van die dood verby jou huis kom en hy's besig om Egipte te straf vir hulle sonde en hy sien die bloed, hy sien die bewys dat iets sy lewe gegee het, dan sal hy oor daai huis gaan. Die Engels is salvation through substitution. As jy wil regtig tegnies raak, is the substitutionary penal atonement, is die actual, as jy dit wil gaan Google. Dis die teologiese term van wat ons hiervan praat. Is iets het sy lewe gegee in plaas van my, en hier's die bewys dat dit gebeur het. Daarom moenie my doodmaak nie. Dis wat gebeur. Die derde een is op die Yom Kippur. Dis the Day of Atonement, die dag wat Israel sou saamkom. En een keer 'n jaar het hulle hierdie spesiale offer. Daar het 'n weeklikse offer gebeur, maar een keer 'n jaar is al hierdie spesiale offer. Vir die hele jaar bedien die priesters in die tempel, maar hulle gaan net tot die 2/3 in. Daar's 'n gedeelte wat jy nie mag gaan nie, want God woon daar. En as 'n onreine mens in die teenwoordigheid van God kom, gaan hy dood. Nie omdat God wreed is nie, dis net want goed en sleg kan nie saamleef nie. En God is so goed dat hy die sleg in my oorweldig en doodmaak. Dis die probleem. Dis die probleem waar die mensdom mee sit. So die Vader sê ek sal 'n manier maak vir julle om in my teenwoordigheid te kom. Ek sal 'n manier kry wat ek saam met julle kan leef. So hy skep die tempel, hy skep die allerheiligste. En dan een keer 'n jaar is daar 3 goed wat gebeur. Eerstens die priester, die hoofpriester wat daai jaar gekies word. Hy kry 'n dier en hy slag daai dier om homself te reinig. Nie die hele volk nie, net homself. Hy reinig hom en hy reinig sy gesin sodat hy skoon genoeg is. Wanneer hy skoon genoeg is en wanneer die sonde van hom betaal is, dan kan hy in die allerheiligste inbeweeg. En net vir 'n geval iets gemis het hulle 'n tou om sy been vasgemaak, of om sy heupe, sodat as die heiligheid van die Here hom doodslaan, dan kan hulle hom uittrek. Dis hoe ernstig dit was. So hy was homself, maak homself ritueel skoon. Dan gaan hy in die allerheiligste in met die bloed van 'n bok wat hy geslag het. Ons 2 bokke. Een word geslag en die bloed word opgevang. Die bloed word dan as 'n offer gebring in die tempel en as 'n bewys dat iets dood gegaan het namens die mense. En dan so 'n tweede bok waarop die sonde van die mense word op die bok geplaas en die bok word in die wildernis ingestuur. Dit is die Yom Kippur. Dis wat gebeur het op daai dag. Dit is 'n simbool van 2 dinge. Eerstens, die bloed was jou skoon. Die bloed maak dat jy in die teenwoordigheid van God kan kom. En tweedens, sonde kan van een ding gevat word en op iets anders geplaas word en verwyder word uit die samelewing uit. Nou, hoekom is dit belangrik vir jou en my? Want hier kom Jesus. Hy kom in die stad ingestap. Met die woorde van Psalm 118, wat ring oor die hele stad. Hulle dink hy's daar om 'n militêre mag in te bring. Hy weet, hy's daar om die lam van God te lei tot die slagting. Hy's daar om hierdie mense, wat op Vrydag sal skree kruisig hom, om hulle sonde by hulle te vat en op homself te plaas. Sy bloed te laat giet, as 'n bewys dat iets dood gegaan het. Iemand het dood gegaan. En die kwaliteit van die offer was so groot, dat dit nie weer hoef te gebeur nie. Die feit dat die priesters elke jaar die Yom Kippur moes aanhou doen, nee. Elke jaar moet jy weer. En elke jaar kies hulle 'n nuwe priester, net vir 'n geval daar 'n probleem was.
Elke jaar kies hulle iemand anders en doen dit alles weer van voor af. Dit sê vir my, dit was nie genoeg nie. Dis 'n tydelike offer, dit 'n sperdatum, hy hardloop uit, hy word weer vuil, hy word weer onrein en dan moet ons dit weer oordoen. Jaar na jaar bring hulle hierdie offer en Jesus sê, deur die bloed van my verbond. Deur die bloed van my verbond gaan ek jou vrymaak van die bodemlose put. Dis wat hy sê, sien jy dit? Sien jy Jesus se agenda op hierdie dag? Kom ek maak dit baie prakties. Ek dink wat ek wil regkry vanoggend is om jou te lei op 'n punt wat jy besef hierdie ding wat ons noem Christendom, hierdie ding wat ons noem verhouding met God is nie daar om my behoeftes te dien nie. Ek doen hierdie soveel keer. Ek praat nou van myself. Ek as Kobus kom soveel keer na die Here toe en ek sê Hosanna, red my nou Here, hier's hierdie situasie. Help my nou, hier's hierdie ding in my lewe. Help my Here, die petrol styg met amper R8 aan die einde van die maand. Help my Here, daar's hierdie konflik in die wêreld. Help my Here, ek sukkel met my slaap. Help my Here, daar's hierdie dood in my omgewing. Help my Here, daar's hierdie situasie. Help my Here, my kinders. Help my Here hierdie. En ek sê Here, help my, maar hier's hoe ek wil hê jy moet my help. Ek het klaar die plan gemaak, ek het klaar die lysie gemaak, ek het die 5 stappe wat ek nodig het dat u gou inkom en doen en dan is ek weer goed. En net soos Jesus. Net soos die mense op Palm Sondag, wanneer die Here kom en hy druk sy agenda in my gesig en hy sê, maar hier's wat ek eintlik wil doen, dan rebelleer ek teen hom. En ek hou opskree, geseënd is u, en ek is bitter. Ek was al daar, ek is Kobus, ek is die eerste een om dit te sê. En ek weet, jy was al ook. Ek weet, ons bring ons agenda na die Here toe, ons bring ons gebedslysies na hom toe. My hart van vanoggend is dat die Heilige Gees ons sal kom help, en ek kan dit nie vir jou doen nie, hy moet ons kom help met dit. Is die Heilige Gees ons elkeen sal kom help om die eerste ding weer eerste te sit. Dis jou hart. Hy is nie hier om jou te red van Rome nie. Hy is hier om jou hart te red van die dood van sonde. Hy is nie hier om jou omstandighede te verander nie, hy is hier om jou hart oukei te maak daarmee. Nou verander hy omstandighede, red hy ons baie keer uit ons omstandighede uit, absoluut. My lewe is vol testimonies van die Here wat my situasie kom verander, wat ingryp op 'n bonatuurlike manier. Ons het vriende wat 'n ongelooflike wonderwerk laasweek beleef het. Na jare se gesukkel, na jare se smeek en opgee, het die Here deurbraak gebring in hulle lewe. Hy doen dit. Ek het al gesien hoe hy wonderwerke doen, ek het al gesien hoe hy ingryp en teen wetenskap draai en net sê, ek weet wetenskap is wetenskap, maar hier's my krag en hier's my mag. Hy doen dit elke liewe dag. Maar dit is nie prioriteit 1 nie. Kom ek gebruik 'n storie om dit te illustreer. Corneille het so vinnig laasweek van gepraat. Hier's hierdie mans wat na Jesus toe kom. 4 mans dra 'n vriend op 'n bed. Kan nie by Jesus uitkom nie, gaan op die dak, breek die dak oop en sak hom af na Jesus toe. Hy's verlam. Hy het 'n Hosanna in sy hart. Red my nou, Here. Ek het 'n probleem. Help my, Here. Nou, ek is 'n leier en ek hou daarvan om te dink dat Jesus in hierdie oomblik net 'n oomblik gevat het om gou homself bymekaar te kry. Ek sou. As ek besig is met ietsie en Jesus is besig om te preek op hierdie oomblik, né? As die dak oopbreek die mense, hy's besig om te preek vir die mense. Die Fariseërs staan buite die venster en hulle luister na elke woord om hom uit te vang, om hom te vervolg, om hom te kruisig. So hy moet versigtig wees oor wat hy sê, want die tyd het nog nie gekom nie. Die Paasfees is nog nie op ons nie. Die tyd het nog nie gekom nie. So hy is besig om sy woorde te meet en hy is besig om te leer en hy is besig om almal in ag te neem en ewe skielik is daar iets nuut. Nou is daar 'n klomp karakters. Daar's die vriende wat 'n verwagting het. Here help hom. Hosanna, red my. Daar's die ou wat voor hom lê, die man wat verlam is wat met 'n behoefte voor Jesus kom lê. Daar's die Fariseërs wat 'n agenda van hulle eie het en daar's die mense. En Jesus staan daar, ek hou daarvan om te dink dat hy net gou 'n oomblik vat en net dink, wat gaan ek nou doen? En Jesus doen dit perfek. Hy kry die volgorde van wat hy moet doen 100% perfek. Dit is ongelooflik wat hy doen in daai oomblik. Kyk wat doen hy. Hier lê die man. Eerste prioriteit, hy praat met hom. En hy sê vir hom, jou sondes is vergewe. Ek wonder of jy ou daar gelê het en hy sê net soos, dankie, maar eerste diens staan ek soos, maar ek het seker nie sy voet getap nie. Jy verstaan wat ek bedoel? Dankie Jesus, maar dis nie hoekom ek hier is nie. Thanks, dis awesome, maar
maar wat van die probleem wat ek mee gekom het? Selfs met die vriende. Ek kan net imagine, hulle drop hom daar binne en Jesus sê jou sondes is vergewe. En hulle sê soos, actually, dankie, maar hoekom ons eintlik hom gebring het? Ek weet nie of jy weet nie, hy's verlam. Jesus het geweet. Jesus was baie aware van die situasie gewees. Maar hy sê vir jou sondes is vergewe. First things first. Ek kan jou bene vir jou regmaak, maar first things first, ek jou hart gaan regmaak. Dis wat regtig belangrik is. En dan gaan lees weer daai stuk, is ongelooflik, so hoe duidelik dit eintlik is. Dan kyk hy weg van die man af. Hy sê jou sondes is jou genees. Dan kyk hy na die fariseërs. En hy sê om vir julle 'n punt te bewys. Jy het dit nie nodig nie, my vriend. Jy is golden. Jy is 100%, ons het gedoen wat nodig is. Maar om vir julle te bewys dat ek die autoriteit het om dit te doen, staan op en loop. Die wonderwerk was 'n teken vir die ongelowiges. Die wonderwerk was 'n teken vir die wat gewonder het wie Jesus is. Hierdie man het nie daai wonderwerk nodig gehad nie. Dis wat ek vir jou wil sê. As die evangelie jou hart kom aanraak, raak die situasie waarin jy sit meer tolerable. Jou kapasiteit om jou situasie te hanteer vergroot wanneer die evangelie van Jesus Christus jou hart kom aanraak en jy besef daar's iemand wat my kom verlos het van die belangrikste ding. Jou hart is vir hom belangriker as sy situasie. Nou, ek wil glad nie jy moet hoor dat ek vandag vir jou sê jou situasie is nie belangrik nie. Hy tree saam met jou. As jy in 'n moeilike plek is, hy's hartseer saam met jou, hy verstaan dit. Ons gaan nou 'n liedjie sing, band, julle kan my so lank join. Ons gaan nou 'n liedjie sing wat sê the perfect Son of God, here walking in the dirt with you and me. He knows what living is, he's acquainted with our grief. Man of sorrows, a son of suffering. Hy weet wat dit is om 'n mens te wees. Hy weet wat dit is om belasting te betaal. Hy weet wat dit is om met min te lewe. Hy weet wat dit is om verraai te word. Hy weet wat dit is om 'n vriend of 'n broer te verloor. Hy weet wat dit is waardeur jy gaan. Hy het jou gemaak. Hy verstaan jou hart. Hy verstaan jou emosies en hy's nie apaties teenoor dit nie. Goeie paas is nie. 'n Goeie pa is nie apaties teen die pyn van sy kinders nie. Hy staan nader en hy sê ek het jou. Ek is saam met jou hier. Maar Jesus weet dat as ek jou hart kan red, dan is jou kapasiteit om hierdie goeders te dra soveel groter. En dis my gebed vanoggend is dat die Here ons sal kom help om die eerste dinge weer eerste te kry. En dis die paastyd vir my. Dis wat die paastyd elke jaar vir my doen. Is dit kom herinner my weer aan die sentrale waarheid van my lewe. Is dat my hart skoon gewas is deur die bloed van die perfekte lam. Dit is wat hy kom doen het. My hart is skoon voor God. Ek is rein voor hom. Paulus sê ek is nou die geregtigheid van God. Ek is nie meer 'n sondaar nie, ek is sy geregtigheid. Dis my idee nie, is net uit die Bybel, 2 Korintiërs. Ek is die geregtigheid van God. Hy is lief vir my, het my hart kom skoon was. En die implikasies van 'n skoon hart is dat ek nou 'n beter man is vir my vrou. Die implikasies van 'n skoon hart is ek's 'n beter ouer vir my kinders. Die implikasies van 'n skoon hart is die feit dat ek in my werksplek beter werk, harder werk. Ek is meer vriendelik, ek is meer tolerant van mense om my. Die evangelie van Jesus Christus syfer in elke gedeelte van my hart in. Nie net dit nie, maar dit bring vir my hoop dat dit wat nou gebeur is nie die einde nie, want my hart gaan aanhou leef. My siel gaan aanhou leef. Hy het die deel van my wat nooit gaan doodgaan nie, het hy kom red. Hy het die deel van my wat gaan aanhou leef al hou hierdie liggaam op lewe en my situasie hou op, gaan hierdie binneste deel van my aanhou leef en hy het daai deel kom red. Dis wat Paasfees is. Dis wat Jesus se agenda is, soos wat hy instap. Ek is nie hier om julle situasie te verander nie, ek is hier om julle harte te kom red van die effek van sonde. So vir vra om saam met te staan, want ek wil hê ons moet reageer op hierdie. Dis wat aanbidding is, né? Aanbidding is 'n reaksie op wat God gedoen het. Dis die beste definisie wat ek vir jou kan gee van hoekom ons doen wat ons doen. Hoekom worship ons? Want God is so goed dat ons nie anders kan as om hom te prys nie. En my hart vanoggend is dat ons sal reageer teenoor hierdie goeie nuus. Dat Christus gekom het en ons kom losmaak het van die magte van die hel en van sonde. En dat ons net vir hom 'n stuk aanbidding kan bring want hy is so waardig. Waardig is die een wat op 'n donkie gekom het. Waardig is die een wat ons met sy bloed kom vrykoop het. So kan ek vir jou bid en kan ek bid dat die Heilige Gees ons sal lei in hierdie oomblik om 'n stuk aanbidding los te maak in ons hart. Ek dink sommer nou ons is in
maar op 'n stadium Warren King is die ou wat ons daar by bly en as jy vir Warren King 'n moeilike vraag vra oor kerk of oor bediening of iets dan sê hy vir jou kiss my friend. Jy sê wat? Dan sê hy keep it simple stupid. Keep it simple stupid. Keep the first things first. Hou die eerste dinge eerste. Belangrikste waarheid oor jou lewe is die feit dat Christus vir jou dood gegaan het en jou hart gered is. Die res is kleingeld. Ek bid vir jou Vader, ek wil bid dat U ons kom help nou. Heilige Gees kom praat hart met ons harte Vader en kom wys vir ons, kom plaas U self weer in die middelpunt van ons bestaan. Kom convict ons Vader van die feit dat ons dalk ons fokus verloor het op dit wat belangrik is, Here. En gebruik hierdie tyd, gebruik die Paastyd, gebruik hierdie week wat oplei tot Paastyd, Vader, om ons harte weer in lyn te bring met wat werklik belangrik is. En Vader, wanneer U dit doen, wanneer U ons harte in lyn bring, wil ons kom reageer met aanbidding, Vader, want U is so waardig. U is waardig van ons aanbidding, U is waardig van ons wat onsself opoffer en gee alles wat ons het vir U, Vader. U het ons geskep en U het ons gered. So Heilige Gees, kom bedien nou in elke persoon, kom help ons met die kapasiteit om U te prys. En Vader, mag dit wat nou uit hierdie kerk uitkom vir U aanneemlik wees. Mag U geloof word. Amen. Kom ons worship. Oh, the perfect Son of God, in all His innocence, walking in the dirt with you and me. He knows what living is, He's acquainted with our grief. Man of sorrow, son of suffering, blood and tears, how can it be? There's a God who weeps, there's a God who bleeds. Oh, praise the one who will reach for me. Hallelujah to the Son of suffering. Some imagine you are distant and removed, but you chased us down in merciful pursuit. To the sinner you were grace, and the broken you embraced. And in the end the proof is in your wounds. You see, in the end the proof is in your wounds. Blood and tears, how can it be? There's a God who weeps, there's a God who bleeds. Oh, praise the one who will reach for me. Hallelujah to the Son of suffering. Your cross, my freedom, your stripes, my healing. Oh, praise King Jesus. Glory to God in heaven. Your blood is still speaking, your love is still reaching. Oh, praise King Jesus. Glory to God forever. Your cross is my freedom, your stripes, my healing. Oh, praise King Jesus. Glory to God in heaven. Your blood is still speaking, your love is still reaching. Oh, praise King
blood and tears. How can it be? There's a God who weeps. There's a God who bleeds. Oh, praise the one who will reach for me. Hallelujah to the Son of suffering. Hallelujah to the Son of suffering. Hallelujah to the Son of suffering. Vader, ons gebed en my gebed vir elke persoon, Vader, is dat ons hierdie week sal infokus op U. Meer as nog ooit tevore, Vader, dat ons sal die sentraliteit van wie U is sal besef in ons lewe weer, Vader. Dat U in die middelpunt lê van alles wat ons doen. Elke gedeelte van ons bestaan hang af van U, Vader. En U is waardig van elke gedeelte van ons bestaan. So kom bedien aan ons harte, Here, kom bedien aan elke persoon, Vader. In ons slaap, soos wat ons werk, in die kar, kom praat met ons, kom fluister in ons oor, kom staan naby. Geef vir ons U agenda van U bloed. Dis my gebed. In Jesus naam. Amen. Amen. Jy is welkom hier slip ek in te neem. Dankie julle. Ek wil jou uitdaag, ons dis nie 'n amptelike ding wat ons doen nie, maar ek hou daarvan oor die Paastyd in Heilige Week, soos ons dit noem, die week voor Paasfees 'n vas te doen. Ietsie op te gee wat vir my belangrik is. Nou, baie belangrik, ons vas nie om iets te kry van die Here af nie. Dis vals. Ek sê nie, ek gaan nou ophou met hierdie, dan gaan jy vir my. Dis nie hoe dit werk nie. Nee, 'n vas is hierdie, ek gee iets op wat vir my belangrik is, om my aptyt vir die Here wakker te maak. Ek gee iets op wat my versadig maak, wat ook al dit is, hoef nie kos te wees nie. As sosiale media jou 'n coping mechanism is, dalk is dit 'n goeie een. As koffie, ek het dit een jaar gedoen, is baie moeilik, maar ek sal dit weer doen. As dit vir jou is, en dit maak jou versadig, en dit gee jou 'n manier om met hierdie lewe te deel, sê jy, Vader, ek gaan hierdie nou opgee, en sal U daai plek kom vul. Sal U die sentrale plek in my hart kom kry. Ek wil my aptyt wakker maak. So ek wil jou nooi. Baie van ons gebedspan gaan hierdie week in 'n vas in, wat ons dan gaan breek met Goeie Vrydag, en dit sal great wees as jy ons kan join vir dit. Amen. So ek het 'n aankondiging net om te maak, 'n stuk hartseer nuus uit die Doxreye familie, en ek dink spesiaal hartseer vir ons, vir my en Elisa persoonlik, Dani Rood, wat 'n leier is in die Doxreye familie, is gister oorlede. En hy was baie spesiaal vir ons, en ek het net 'n amptelike stuk kommunikasie wat ek net van die Doxreye familie af wil lees oor Dani Rood. Dit is met 'n swaar hart en diepe hartseer dat ons vandag die nuus deel van die afsterwe van ons geliefde vriend, leier en broer in Christus, Dani Rood. Tyd van stryd. Dani het die laaste tyd geworstel met ernstige uitdagings ten opsigte van sy fisiese gesondheid. Ongelukkig het hierdie fisiese agteruitgang 'n enorme tol geëis op sy emosionele en geestelike welstand. Dani was 'n man wat homself onbaatsigtig aan die Doxreye familie en die koninkryk van God gegee het. Sy liefde vir mense was opreg en inspirerend, of dit nou was deur sy passievolle verkondiging van die woord, sy toewyding aan die visie van Doxreye of sy egte verhouding met God. Dani het lewens aangeraak. Ons is diep dankbaar vir die tyd wat ons hom geken het, en vir die nalatenskap wat hy agterlaat. Ons eerste prioriteit is die versorging van Dani se familie in die Kaapstad span. Ons vra dat julle deurlopend in gebed sal dra, en ek dink dis ons versoek aan julle is dra die familie. Dani het 'n ongelooflike impak gehad op ons as 'n beweging, op my persoonlik. Hy is die ou wat my gedoop het, om vir julle konteks te gee. Hy was my eerste kampuspastor gewees, en ons gaan hom verskriklik baie mis, en ons wil julle eintlik net vra om saam met ons en die familie te bid, en die Kaapspan, hy het in ons Helderberg kampus het hy die kampuspastorsrol vertolk. Maar nie net dit nie, hy het in die groter Doxreye familie 'n massiewe gewig opgetel, in terme van prosesse wat gedryf word, en teologie wat reg gedoen word. Hy is 'n ongelooflike mens gewees. So bid saam met ons, bid saam met die familie, en as julle saam met ons kan intree, sal dit great wees. Baie dankie. Ons is aan die einde van ons diens, Seesaw staan reg met lekker koffie en superkel met lekker donuts. Kom ons hê lekker fellowship, kuier saam, en geniet jou week, en dan sien ek jou Vrydag 8uur Afrikaans
9:30 Engels vir ons Goeie Vrydagdienste. Bring iemand saam wat dit nodig het om te hoor van die bloed wat hulle vrygemaak het. Amen. Goed.